Is lekker om saam met julle te kyk, so ek aanvaar, ons het nie notas nie, nee. So as jy jou Bybel by jou het, Handelinge 15 vers 1, so ek het 'n vraagie vir jou. Kan jy regtig sê met oortuiging, jy kan dit in 'n hof getuig, dat God is met jou? Meer as net 'n, ja, ek het met hierdie teologie groot geword, kan jy met oortuiging uit jou hart uit sê, God is met jou? En ek wil jou die vraag vra vanmôre, en wat van as jy ontspoor, of jy doen iets wat jy nie moet doen nie, of sonde kom jou pad langs, hoe dink ons nou daaroor? Is God nog steeds met my? Ons weet God gaan nooit sonde goedkeur nie, maar gaan God nog steeds met my wees? Handelinge 15 vers 1. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak, as julle nie die gebruik van Moses nakom, deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Alright, so belangrik. Hulle sê, okay, hulle is so gewoond, hulle het soveel muscle memory van die wet wat hulle onderhou het, dat Jesus kom, onthou nou wat gebeur het, Jesus vir 3 jaar het hy sy aardse bediening gehad met sy disippels hier op aarde, hy het groot geword en vir 3 jaar voltyds bedien, hy het vir ons kom leer aangaande God, die lewe, hy het vir ons kom sterf, maar hy het ook beloof dat die Heilige Gees sal kom, en die Heilige Gees sal in ons kom woning maak, en dit sal die teken wees, dat God met ons is, en dat ons syne is, en dit is wat die engele al uitgeroep het, hy gaan genoem word Immanuel, God met ons, want toe Jesus weggaan, toe sê hy, is beter dat ek sal gaan, want dan gaan iemand anders te kom, en hy sal God se teenwoordigheid 'n realiteit in elkeen van ons se lewe maak, die Heilige Gees. Nou Jesus het gesterf, hy het opgestaan uit die dood, en 40 dae later, die belofte van die Heilige Gees, wat kom woning maak in mense se lewe, en nou is daar incredible goed wat gebeur, hier's ouens wat, heidene in hierdie konteks, wat tot bekering kom, ouens wat nie Jode is nie, kom tot bekering, en nou is daar 'n paar ouens wat sê, ons is gewoond, as jy met God op pad stap, hier's 'n paar goed wat jy moet doen, voordat jy kan kwalifiseer, voordat jy regtig met oortuiging kan sê, God is met my. En toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset, hierdie redenasie van, hier's nog 'n paar goed wat jy eers moet doen, en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle 2 en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostel en die ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. So hier's wat gebeur, hulle het nou hierdie ding, Jesus het gesterf en Jesus het vir hulle gesê hoekom hy sal sterf en hy het hulle geleer en dan gaan die Heilige Gees en nou kom die ouens hier van die kant af in en skielik is dit, kom ons maak seker ons het hierdie evangelie nie skeef nie. Kom ons maak 100% seker ons verstaan die evangelie. Dan sê hulle, Paulus, Barnabas, julle gaan ontmoet die ander apostels, gaan na Rome toe en gaan praat met hulle en hulle stuur 'n afvaardiging saam met Paulus en Barnabas. Vers 3, en nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekeringe van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. En toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het, maar party van die gelowiges wat vroeër fariseërs was, muscle memory, nee, daar skop hy weer in, het na vore gekom en gesê, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Nou, ouens, hierdie was Christelike leiers gewees. En hulle kom en sê hulle, wag, ons net vir hulle sê, ons dink nie bekering per se is genoeg nie. Dit wat Jesus gedoen het per se, ons is nie seker of dit genoeg is nie. Hier's 'n paar goed wat ons wil bysit. Jy moet besny word, die wet van Moses onderhou, en dan in vers 6,
kom hy dan sê, die apostels en die ouderlinge het toe by mekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek, en na lang gesprek het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broers, en Petrus, hoor Petrus se wysheid, hierdie visserman, broers, julle weet dat God my lankal uit julle geleedere gekies het, om die evangelie aan die heidenasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God, wat die harte ken, het dit bevestig, deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Want die Heilige Gees was altyd die teken van God se aanvaarding. Die Heilige Gees was die bewys, jy's kind van God. Nou sê Petrus, hy sê, ouens, ek wil net vir julle sê, die issue is nie die moets en die moenies nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Petrus sê, dis nie die issue, die moets en die moenies nie. Daar's een vraag, het God hierdie mense aanvaar, ja of nee? En sy antwoord is, dit klink klaar, ja, God het hulle aanvaar, en hulle kan sê God is met hulle, want hy weet die Heilige Gees leef in hulle, en dis die issue. Nie die goed wat ons nog moet en nie moet doen, en wat ons kwalifiseer nie. So, dan gaan hy verder in vers 8, en hy sê, en God, wat die harte ken, dis nou Petrus wat nog steeds hier aan die woord is, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel, deur op die nek van die gelowiges uit die heidenasies 'n juk te lê, wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie, en so ook nie julle nie. Nou, hierdie ouens het omtrent 500 km ver gereis, om seker te maak, kom ons maak seker, ons, hierdie evangelie trek ons nie skeef nie. En al wat hulle wil seker gemaak het is, dat ons is gered deur die genade van ons Here Jesus Christus, en niks meer nie. Dis nie Jesus plus nog 'n paar goed nie, dis Jesus punt. Ons is gered deur Jesus se genade. Nou, vanmôre, jy weet, Dr. Sadeo, ek weet hoe dit werk, want ek het dit oor soveel jare al in mense se lewe gesien. Jesus kom en hy kom verander jou lewe, daar kom 'n dag wat jy vir hom aanneem en vir hom sê, Here, hier is ek wil aan U behoort, en dit is so wonderlik, en dankie Here, U vergewe my, en jy raak bewus van die Heilige Gees wat in jou lewe woonagtig is, en jy raak bewus, God stap met jou op pad, en dan kom die vyand met verwarrende stemme baie keer, en sê vir jou, regtig? Glo jy dit regtig? Kan jy regtig met oortuiging sê, God is altyd by jou? Kan jy dit regtig sê? En een van sy gunsteling plekke is om vir jou te laat twyfel in die kere wat jy misstap, wat jy verkeerd trap. Jy doen hierdie goeders en jy sê met oortuiging, God is met jou. Is jy seker? Is jy seker hy is met jou? En ek is vanmôre hier om vir jou te sê, net soos Paulus en Barnabas, dat ons, ek en jy, is gered uit die genade van ons Here Jesus Christus, plus niks. Dis Jesus en sy genade. Nou, in hulle konteks slaan hulle die drom van besnydenis, nê. Nou ek besef vanmôre gaan dit vir ons nou niks beteken nie, want ons het nou nie daai kulturele verwysing nie, maar hulle slaan daai drom. Hulle sê dit is Jesus plus hier's 'n paar goed, en een van die groot goed is besnydenis. Maar jy weet, hier's goed wat ek al baie keer gehoor het. Goed wat mense met my al gedeel het, goed wat mense al met my bespreek het, en hulle het hierdie ervaring gehad van Jesus wat hulle lewe kom verander, en dan is daar partykeer stemme en verwarrende stemme wat kom en sê, dink jy nie, as jy oor jou lewe dink, dat God sy limiete met jou bereik het nie? Ek het soveel keer al gehoor, God nie al sy limiet met my bereik nie. Ek bedoel, jy weet, ek ken my lewe, ek ken my foute, ek ken my teleurstelling, het God nie sy limiete al bereik nie. Vir jou wil ek vanmôre sê, ons is gered uit die genade van ons Here Jesus en niks anders te nie, en daar's 'n skrifgedeelte in die Bybel, het jy agter, is ons op die skerm, probeer jy op die skerm, nog nie, ok, daar's 'n skrifgedeelte in die Bybel wat sê, dat Jesus is ons voorspraak. Hy doen vir ons intersessie, voorspraak, by die Vader. Nou ek is nie seker hoe dit werk nie, maar in my kop,
dink ek prakties, en ek is seker of van dit werk anders, maar my kop het ek hierdie prentjie, dat dit is asof Jesus by God die Vader kom, en dan sê hy, Vader, ek wil graag met u praat, oor Henny. Henny alweer. Het ons nie verlede week oor hom gepraat nie. Dit was eintlik gister, maar vergeet nou daarvan. Maar Vader, hier wat ek u wil vra, ek wil vir u vra dat u Henny asseblief weer sal vergewe. En ek weet nie, ja, ek gaan nou by daai skrifgedeelte kom. Hy sê, ek vra dat u Henny weer sal vergewe. Kom ek lees net vinnig vir julle daai skrifgedeelte. Ja, 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hoor gou mooi die woorde van hierdie skrif. Maar as ons sonde bely, wat sê hy? Hy is getrou en genadig. Is dit wat hy sê? Hy is getrou en regverdig. Het is interessant dat hy genadig uitgehaal het. Hy sê, Jesus is getrou en regverdig, God is getrou en regverdig om ons te vergewe, want Jesus is voor God die Vader, en hy is ons bemiddelaar, en hy sê, ek vra dat u Henny asseblief sal vergewe weer 'n keer, want Vader, dit sal onregverdig wees, want u is getrou en regverdig, dit sal onregverdig wees, om hierdie ding teen Henny te hou, want u het dit reeds op my gesit. Ek het die prys daarvoor betaal. Ek het reeds Henny se sonde gedra. Dit sal onregverdig wees om hom 'n tweede keer daarvoor te straf, want in my liggaam het ek sy sonde gedra. Ek het die straf reeds gedra. God is getrou, regverdig. Ek vra dat u Henny weer sal vergewe, en dat u hom nie sal verlaat nie, want u het my reeds verlaat aan die kruis. Jesus het dit uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? En Jesus sê, dit sal onregverdig wees om hom te verlaat, want u het reeds my verlaat. Die sonde het reeds gemaak dat u afstand kom skep het. Maar nou het ek opgedaag en ek het die prys ten volle betaal, en nou kom Paulus en hy roep uit, jy moet een ding verstaan, as jy kom op 'n plek waar jy voel, God het sy limiete met jou bereik, dan beteken nie ons mag net voortbloed in die sonde nie, ons sal nou iets oor dit sê, maar as jy daar kom, dan wil ek uitroep, dis deur genade van Jesus Christus alleen, dat jy gered is, plus, minus, niks. Die ander ding wat ek baie keer hoor, ouens sê, jy weet, die Here begin met hulle pad stap, jy het jou lewe vir die Here gegee, maar dan sal hierdie verwarrende stem wat by jou opkom, wat sê, hoorie, ek weet nie of ek genoeg is nie. Ek het dit hoeveel keer gehoor, ek weet nie of ek genoeg is nie. Ek het dit baie keer gehoor, en hoe hartseer ouens wat op hulle sterfbed kom, en sê, ek weet nie of ek 'n goed genoeg lewe geleef het nie. Ek weet nie. En vir jou wil ek uitroep, en vir jou sê, daar is niks behalwe die Heer Jesus Christus se sterwe, en sy genade dat ons gered is nie. Niks anders te sou ons behoue bly nie. So ek weet nie van jou nie, in 2020, lockdown. Waar was jy gewees met lockdown? Kan jy onthou? En het was taaf, nee, en party ons het baie hartseer beleef, maar dat was ook lekker gewees. Daar was ook tyd gewees wat ons andersins nooit so gehad het op 'n manier nie. Ons was in Port Elizabeth. Ek het 'n huis daar gehad, so ek het my gesin gekry, en gelukkig was die huis nou groot genoeg, en elkeen kon sy spasie gehad het, en om my sanity te behou, het ek getel, as ek 186 keer om die huis hardloop, was dit 10 kilometer. So ek het elke dag opgestaan, tekkies aangetrek, 186 keer om die huis. Antoinette het allerhande ander oefeningkies gedoen, dat ek nou nie gedink het, dit gaan lekker wees nie. Maar 186 keer om die huis, elke dag. 186 keer, ek my 10 kilo's gedoen, En so het ek my sanity gehou in daai tyd, en dit was eintlik ook 'n lekker gesinstyd. Maar vir die ouens wat fiets gery het, ek het nogal gedink, dit was lekker, want daar was veral lekker sagte ware programme, wat jy op jou laptop kon sit, of op jou TV kon sit, en nou kon jy lekker gefiets gery het, met hierdie program. Nou, wat lekker is, jy kies vir jou 'n route, jy kan in die Alpe gaan ry, jy kan die Tour de France gaan doen, jy kies vir jou die route, en dan simuleer hy die pad vir jou. En ek dink Swift is een van die sagte ware programme wat hierdie pad so lekker simuleer, en jy het jou opdraandes en jou afdraandes, en het lyk vreeslik stupid van die ou wat van die kant af kyk, want
as jy opdraande slaan, dan moet jy ratte wissel, en as jy afdraande gaan, dan moet jy weer ratte wissel, en jy's patnat gesweet, maar jy staan nie op een plek en trap. Maar die interessante ding van hierdie program is, hulle het so 'n spookryertjie gehad, so 'n Ghost Rider, wat net nie voor jou was, die hele tyd. Hy was net so voor jou op die skerm die hele tyd. En die gedagte was dat jy hom moet probeer by hom bly. En jou beste poging om by hom te bly was nie genoeg nie. Jy kon hom net nooit inhaal nie. Jy weet, en vir baie keer in ons Christelike wandel met die Here, dan voel dit baie keer so, het voel baie keer asof, jy weet, jou beste poging, jy weet nie of jy hom kan inhaal nie, en op dit wil ek uitroep, ons glo, dat ons is deur die genade van ons Here, Jesus Christus alleen gered, en niks anderste sal ons behoue bly nie. Ek is seker of van julle sou al gepraat het oor die verskil tussen skuld en skaamte. Het julle al? Skuld, skaamte? Wanneer jy skuld beleef, is dit omdat jy iets verkeerd gedoen het, nou is ek skuldig, en ek het 'n skuldgevoel, skuldig. Maar wanneer daai skuldgevoel begin groei in my lewe, 'n momentum kry, dan gaan dit begin om my lewe te definieer van wie ek is. En my skuldig voel ontaard in 'n lewe wat bewus raak van ek is skaam. Skuld en skaam en seer van dit alles wat op dit volg. Ek wil vir jou 'n storie vertel, wat ek hoop vir my en vir jou vanmôre sal help, wanneer dit kom by skuld en skaam. En dit is van hierdie voorsitter wat ek van hoor by 'n skoolliggaam. Hulle het 'n beheerliggaam, hulle het 'n fondsinsameling gehad, om 'n projek af te handel by die skool, en toe besluit hulle, kom ons bak koeke. En ons gaan die koeke nie verkoop teen 'n gewone prys nie, ons gaan hierdie koeke verkoop ons gaan dit opveil. En hulle laat weet ook sommer vir almal, luister, ons gaan koeke verkoop, is 'n fondsinsameling vir die skool, so moet nou nie kom in 'n bargain probeer koop nie, moet nou nie inkom en sê, jy gee R75 of 100, kom ten minste nou met 'n 500 of 1000 of 2000 of meer, wat ook al, want hierdie is 'n fondsinsameling, die geld gaan vir 'n goeie doel, en die skool kry die geld, en jy kry dan 'n koek vir dit. En nou sit hy en sy vrou en sê, weet jy, ons kan waarskynlik moet bring, ons gaan nog ook 'n koek moet bak, om seker te maak dat ons nou deelneem aan hierdie storie. En dit gebeur daai dag so dat hulle onder druk kom met tyd, en hulle is laat, en soos 'n goeie masterchef, doen hulle wat al 'n goeie chef sal doen, hulle draai die oond se volume, se hitte 'n bietjie op. Hierdie koek moet vinnig gaar kom. Ja, ek sien hier's 'n paar vrouens wat weet, hierdie gaan nie werk nie. Hierdie gaan nie werk nie. Soos die dag toe ek gepreek het, en ek praat oor daai skrifgedeelte, wat alles ten goeie laat meewerk vir die wat hulle in Christus is, jy weet, vir hulle wat hom liefhet. Ek sê soos koekbak. Ek sê nie al die bestanddele in 'n koek is lekker nie. Nou het ek 'n klomp bestanddele daarso, en ek het dit daar uit. Ek sê nie al die bestanddele wat in 'n koek gaan op sy eie is lekker nie, is eers wanneer jy dit saamgooi, en jy weet, God kan dit ten goeie laat meewerk, en ek verduidelik die storie so. En in daai oomblik probeer ek my snaaks hou, en ek sê, soos byvoorbeeld hierdie, en ek vat so opgehoopte eetlepel kakao. En toe ek dit in my mond sit, sê daai vrouens, en ek het besef, hoekom het hulle dit gedoen? Gesê, want instantly het alles verstop. Instantly. Antoinette het daai dag saam met my gepreek, nou besef ek gaan doodgaan vanmôre. Nou hardloop ek af, badkamers toe, ek kry nie asem nie. Ek besef die badkamers gaan ek nie maak nie. Ek moet terug, ek het water hier voor langs my, ek gryp daai water, ek spoeg net water, dat jy dit so trek oor die kansel. Nou probeer ek dit hanteer so normaal as wat ek kan, maar die mense verloor dit, die trane loop soos wat hulle lag. Net ons hierdie vreeslike spotlights in die auditorium, en soos wat ek praat, sien net bolle kakao trek. Nou sê my kollega, hy het nooit geweet ek kan kakao praat nie. Hulle al daai koek uit die stoof uit. Nou is hy hard buite en gooey binne. Dis so geloop gemors storie. En sy vrou gaan, sy skep al daai loperuisel skep sy uit. En hierdie ou verloor dit, nee, hierdie voorsitter, hy verloor dit. En sy vrou vat 'n kledingstuk
En sy druk dit binne in die koek. Hy sê, wat maak jy? Sy sê, luister, ek gaan hierdie koek fix. Hierdie koek gaan perfek lyk. Maar jy, meneer, jy gaan hierdie koek koop. Jy gaan hierdie koek koop. Nou lyk daai koek incredible, met die kleure binne-in. En ongelukkig, die fout wat hy maak, toe die bee begin op sy koek, toe sy te oorenthousiasties. En hy begin dadelik te bee, en die ouens kyk sy vir mekaar en hulle besef, hierdie moet 'n fantastiese koek wees. Nou begin almal te bee op hierdie koek, wat almal voel, hierdie is iets fantasties. Hy sê, en op die einde van die dag het hy 10 keer meer betaal as wat hy wou betaal het vir daai koek, maar hy moes hom koop. Christus het geweet van al die skuld, al die skaam, al die seer wat in jou lewe is. Nie net dit wat was nie, dit wat is, dit wat nog sal kom. En hy het gekies om vir jou te betaal. Hy het gekies om sy lewe af te lê, om jou skuld, jou skaam, jou seer te dra. Toe Jesus aan die kruis hang en hy sy hande uitstrek, het hy sy hande nie net uitgestrek in die oomblik nie. Hy het jou verlede gevat in hom. Hy het jou hede gevat en hy het jou toekoms gevat. God is nie verras deur die teleurstellings van jou lewe nie. Hy het geweet wat by jou geboorte en jou graf sal gebeur. Hy staan by jou geboorte en die graf op dieselfde tyd. Hy ken jou lewe, hy weet van elke ding in jou lewe en hy sê en ek het gekies vir jou te betaal. Dis deur die genade van ons Here Jesus Christus dat ons gered is plus niks. Niks. Hy het die prys ten volle betaal. Hoor hoe stel C.S. Lewis dit. Hy sê God will take us any way he can get us. God doesn't throw a tantrum if we only call on him when we're so down that we have nowhere else to turn. God is not proud. He will have us even though we have shown that we prefer everything else to him. Antoinette het my al so 'n keer uitgeson en sê, sit net jou bril op asseblief, het klink of jy dom is, jy kan nie lees nie. Besef ek, terwyl ek so vashak, sê, gaan weer dit vir my sê, as ons in die kar klim, sit net jou bril aan asseblief. Ken jy 'n God wat so is? God wat nie trots is nie, skepper van die hemel en die aarde, sê ek gaan jou vat net soos jy is. Ek weet van jou verlede, ek weet van jou Here en ek weet van jou toekoms en ek betaal vir jou die prys, jy is myne en ek sal in jou woon, die Heilige Gees sal ek my plek in jou kom vestig en in jou woon. 'n Laaste een, hier kom hy. Daar stemme, verwarrende stemme wat by ons opkom wanneer ons op pad met die Here Jesus begin stap in die Heilige Gees en verwarrende stemme wat vir ons wil sê, ek weet daarom nie. Ek is nie seker nie, dit voel vir my, daar's te veel om te vergewe, ek het so droog gemaak. Ek weet nie of jy al daar was nie, waar jy so verleë was, dat jy gevoel het. Miskien is dit beter dat ek net my lewe sal vat, en ek sal almal van hierdie verleentheid spaar. Vir jou wil ek sê, dis deur die genade van ons Jesus dat jy gered is, plus niks. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Geen veroordeling. Ons het 'n God vol van genade, wat sy arms uitstrek, en hy sluit jou verlede, jou hede en jou toekoms in. Hy ken jou verleenthede, hy ken jou flaters, hy ken jou ongeloof, hy ken jou swakheid. Hy sê, ek het vir jou die prys betaal. Jy is myne. En ek sal my Heilige Gees vir jou gee om vir altyd by jou te wees, vir altyd.
Nie net 'n toerist te wees soms, dan vat hy sy tasse en trek en dan sy weer daar en sy nie daar nie, vir altyd by jou te wees. Genade, mercy and grace. Jy weet, ken julle die verskil tussen mercy en grace? In die Afrikaans het hom vertaal met genade. Maar dis twee verskillende woorde, nê? Ons het een woord gevat, genade, maar mercy en grace is twee verskillende konsepte. En die verskil lê daarin dat mercy is, jy verdien straf, maar ek gaan vir jou mercy gee. Jy verdien hierdie straf, maar mercy, ek gee nie straf nie. Grace is om iets te ontvang wat jy nie verdien nie. God se goedheid, God se liefde, God se genade. Jy ontvang iets wat jy nie verdien nie. God se seën in jou lewe. Mercy and grace. Vir my het die realiteit van hierdie verskil ingekom toe ek in standaard 5 was. 'n jaar wat ek die verskil geleer het tussen mercy en grace. Nou kan ek net vinnig vir jou sê, dalk moet net so begin. Ek het daarom nou meer as 1 graad in my lewe voltooi en ek het dit cum laude, maar standaard 5. Standaard 5 was daar 'n storie. Want ons het getrek van Brakpan af. Jy mag net grappies maak van Brakpan as jy van Brakpan afkom, nê. Dis die voorwaarde. En ek het 'n klomp, as jy wil hoor, kom kuier na die tyd en by, gaan hulle besig hou. So ons trek van Brakpan af en my staan 5 jaar. Nou is ek bekommerd, dis 'n ander syllabus, alles lyk anderste, alles is anderste. Ek het vakke wat ek nog nooit gehad het nie, en nou swat ek, en eerste kwartaal is alright, tweede kwartaal is great, derde kwartaal is fantasties, vierde kwartaal besluit ek het dit, ek verstaan hierdie oefening, ek het nie nodig om weer te swat nie, dit sal onverantwoordelik wees, om nog te swat, so ek kan hierdie ding op algemene kennis doen. Nou kom die uitslaa, en 'n dag voordat die rapporte opgelaai moet word, is daar 'n oproep na ons huis toe. En ek weet, hier is moeilikheid. Skool bel, kan my ma en pa asseblief skool toe kom. Jy kan maar vir ons lekker sagte agtergrondmusiek gee as jy reg is. Skippy vibe. Hierdie storie vra vir 'n bietjie vibe. Nou gaan my ma hulle skool toe en hulle hoor, ek het dit nie gemaak nie. Weet jy wat sê die skool vir hulle? Hulle sê, wat 'n great skool as ek terugdink. Hulle sê op grond, hulle weet nie wat gaan aan nie, maar akademiese tyd nie gemaak nie. Maar ons het nou gesit as beheerliggaam en ons het gevoel, op grond van sy sportprestasies, gaan ons hom deursit. Ek dink volgende jaar gaan ek nog harder rugby speel. I mean, hierdie kan great word. My liewe ma en pa se respons op daai offer is, sy het nie gemaak het nie, het nie gemaak nie. And that's it. Nou kom hulle by die huis, kan sien my pa is kwaad, en my ma het gehuil. En my pa sê, mannetjie, klim in die kar. Nou weet ek, alright, hy gaan my nou slaan, en hy wil dit nie doen waar die bure is, wat die bure ons kan hoor nie. Ons gaan nou veld toe ry. Nou is ons in die kar, en op pad, nou waarheen ek dink ons gaan toe stop hy by 'n fietswinkel. Ek besef hy die belt vergeet, so hy gaan seker nou 'n fietsketting kry. Slim uit by die fietswinkel, en hulle koop vir my 'n splinternuwe fiets. Kyk my in die oë en sê, ons is so teleurgesteld in jou. Ons is so lief vir jou. Mercy is nie om nie gestraf te word nie. Grace is om iets te ontvang wat jy glad nie verdien nie. Ons is deur die genade van ons Here Jesus gered. Plus niks. Mercy en grace. En wat ek ontdek het in my lewe is dat, soos dat ek God
die Vader se hart ontdek het in Jesus se werk aan die kruis en die Heilige Gees in my, het daar iets snaaks genoeg gebeur. Daar het 'n begeerte gekom om nie voort te ploeter in die sonde en moetswillig te wees nie, want dan verstaan ons ook nou nie regtig die konsep van genade nie, as ons dink genade is license om net aan te hou nie. Maar vanmôre is hier 'n waarheid. Jou verlede, jou hede en jou toekoms was uitgestrek aan die kruis. My God, waarom het U my verlaat? Jou verleentheid was op hom, jou skuld, jou skaam, jou seer, verlede, hede en toekoms. Vader, dit sal onregverdig wees om vir U nie weer 'n keer te straf, want U het my klaar gestraf. Vader, dit sal onregverdig wees om Henny te verlaat, want U het my verlaat. God met my, Immanuel, die engele het dit aangekondig, Jesus Christus, genoem word Immanuel. Wat as dit vertaal word, beteken dit God met hy. Maar ek is nie seker hoe ons vanmôre moet afsluit nie. Ek dink nie ons moet weer sing nie. Maar ek dink ons moet 'n tyd maak waar jy net vir 'n oomblik met God self praat. Want jy weet waar jy in jou lewensjourney is. Jy weet waarvoor jy dankbaar is, jy weet wat jou verleentheid is. Vanoggend vroeg terwyl ek vir julle gebid het, het ek so bewustheid gekry van die mense wat hier sit, wat die Here dringend nodig het. En as die Here nie vir jou gaan deurkom nie, het jy groot moeilikheid. Ek is na die tyd hier, as jy wil hê ek moet saam met jou bid, ek sal die voorrond hang. Andersins, geen spanning nie. Ek is hier. Maar vir 'n oomblik, dink 'n bietjie oor hierdie boodskap vanmôre. Miskien wil jy vir hom dankie sê. Miskien wil jy jou hart, jou lewe vir Jesus gee vandag. Miskien wil jy net sê, Here, help my. Ek wil U tevrede stel. En as ek val, dan weet ek U het my. U is daar. Net vir 'n oomblik op jou eie manier, praat vir 'n oomblik met die Here. Jy weet waar jy is in jou verhouding met hom.